ook nou oorgaan in die bediening van die woord. En dis my gebed, Here, dat hierdie boodskap regtig in ons harte kom sit. Here, dat ons derentyd sal weet dat U hier is. En Here, dat omdat ons vandag hierdie boodskap hoor, dat ons anders huis toe sal gaan. Here, elkeen wat hier is, selfs die besoekers hier by Erfdeel vandag, het nodig om vandag hierdie boodskap te hoor. Dis wat U gekies het, en Here, daarom bid ek dat ek net gehoorsaam sal wees in dit wat U wil sê. In Jesus se naam. Amen. Dis 'n skildery, enigiemand wat, kan ek gou sien met hande opsteek, vir wie dit so 'n bietjie bekend lyk? Ek sal sien die jong mense, want ons het 'n emoji wat so lyk, maar ek praat nou van die skildery. Vir wie lyk hierdie skildery? Nee, The Scream. The Scream is geskilder deur 'n man met die naam Edward Munch in 1893. Hulle sê hierdie skildery is een van die mees herkenbare kunswerke ten wêreld, tweede natuurlik na die Mona Lisa. Soos ek gesê, dis nou al so bekend, dat ons 'n emoji hiervan op ons selfone het. En hierdie skildery het in 2012 in New York vir $120 miljoen verkoop. Ek weet mense sal dit nou nie regtig sê nie, maar R2 biljoen vir hierdie skildery. Hierdie skildery noem hulle 'n tydlose portret van angstigheid. Ek sê dit nou net mooi dat dit net beter klink, né? Of 'n tydlose uitbeelding van bekommernis. Edward Munch, die man wat dit geskilder het, was beskou as 'n baie angstige mens. Iemand wat 'n gebrek aan vrede gehad het en eintlik geen innerlike vrede nie. Hy het aan die bokant van hierdie skildery daai volgende woorde daaronder wat ek nou nie gaan traai uitspreek nie, het staan daar wat eintlik net sê can only have been painted by a madman. En mense bevind dat dit hy self is wat dit geskryf het op hierdie skildery. Can only have been painted by a madman. En ek dink een van die redes waarom hierdie skildery so beroemd is, en hoekom dit vir $120 miljoen verkoop, is omdat dit vir party mense eintlik maar 'n spieël is. 'n Klomp mense beleef dit, hulle voel 'n gebrek aan vrede, die konstante teenwoordigheid van angs. Hierdie skildery spreek baie mense aan oor hulle eie emosionele toestand. Aan die ander kant is daar 'n skildery wat Pablo Picasso geskilder het. Die naam The Child with a Dove. Hierdie ongelooflike mooi skildery het vir net, ek weet dit klink nou erg as ek sê net, maar net $50 miljoen verkoop. R860,000. Een kant $2 biljoen, aan die ander kant R860,000. En ek het myself gaan vra, hoekom? En ek dink dis omdat The Scream baie mense vereenseldig met die angs, die bekommernisse en die vrees. Daar's min mense wat werklik vrede beleef. Scream wys vir ons hoe 'n lewe van angs voel, wat vir baie mense 'n realiteit is. Jy sien, ons begeer om vrede te voel, maar ons doen nie. Ons het nie internasionaal vrede nie, ons het nie nasionaal vrede nie, ons het nie ekonomiese vrede nie, nie politiese vrede nie, daar's nie vrede tussen nasies, stede of selfs gemeenskappe nie. Die realiteit is baie van ons het nie eers vrede in ons eie huis nie. En dan die ergste, ek wonder hoeveel van ons leef werklik met innerlike vrede. Tog wens ons daarvoor. As mens innerlike vrede Google,
dan is daar oor die 1 biljoen resultate. Natuurlik is daar nie tyd om na alles te gaan kyk nie, maar ek het op so 'n paar getik om te kyk, hoe kry mens innerlike vrede? Baie van hierdie websites het gesê jy moet kristalle of krye of meditasie gebruik. Die meeste sê jy moet met vakansie gaan. Die realiteit is dat hierdie goed so bietjie help om vrede te kry, maar dit verander nie eintlik veel nie. Dis soos ons wat uitsien na die naweek, maar in elk geval besef maandag moet weer kom. Vandag wil ek jou herinner, wat is die bron van vrede? En hoe kry ek, ons tema vandag, volkome vrede? As jy jou Bybel by jou het, wil ek jou uitnooi om 2 verse saam met my te lees oor hierdie vrede. Die een in die Ou Testament, Jesaja 26, ook die wandelteks, ek het hom hier op die bord, die Nuwe Lewende Vertaling, die ander ene in die Nuwe Testament. So Jesaja 26 vers 3, sê, U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede. Die mense wie se gedagtes op U gerig is. Die volgende in 2020 vertaling is dan vastige gesindheid sal U in volkome vrede bewaar omdat daarop U vertrou word. Eeue later kom Jesus, hy sê die volgende woorde in Johannes 14:27. Sê vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Die volgende een is net in die boodskap vertaling wat sê, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Dan sê Jesus, ek los vir julle 'n geskenk wanneer ek weggaan. Hierdie geskenk is vrede. Dan sê hy, moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. En dan as jy hierdie vrede het, hoe ongelooflik is dit? Daarom hoef jy nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Vriende, die Ou en die Nuwe Testament albei leer ons van hierdie vrede wat God gee. Ek het die week bietjie gaan kyk en die Bybel, hang af van jou vertaling, praat omtrent 400 keer van vrede. Wat vir my sê dat dit nogal vir God belangrik is. Dat God wil juis vir ons vrede gee. Daarom kom die engele wanneer Jesus kom en dan roep hulle uit in Lukas 2, vrede op aarde. Ek sit weer op Jesaja 26 vers 3, wat sê, 'n standvastige gesindheid, ek sal nou daaroor praat, sal in u volkome vrede. Die Hebreëus staan daar letterlik Shalom, Shalom, vir hierdie volkome vrede. En die Hebreëus herhaal hierdie woord, omdat hy iets belangrik wil beklemtoon. Hy wil emphasis plaas op hierdie vrede. Hy wil sê, ek wil nie hê julle moet dit mis nie. Julle kry Shalom, Shalom. Hierdie vrede is volledig, ongebroke, heel, volkome. Hierdie woordjie Shalom dra soveel dieper betekenis as wat ons ooit in die Afrikaans vir vrede kan vertaal. Shalom beteken heelheid, dit beteken harmonie, volledigheid. Die woordjie Shalom, hoor hoe belangrik is dit herstel wat gebroke is. Dit beteken om stil te word in God se teenwoordigheid. Shalom beteken om in lyn te kom met God. Dit praat van 'n emosionele vrede, geestelike vrede, vrede met ander mense. Shalom is eintlik alles waarvoor God ons hart geskep het. En iets belangrik, want ons mis dit.
is dat toe Jesaja geskryf is, moet jy besef, hierdie boek is geskryf vir mense wat regtig dinge nie maklik het nie. Hulle is in oorlog, hulle leef onder geweldige druk, hulle word bedreig deur hulle vyande, hulle lewe is nie maklik nie. Hulle omstandighede is nie maklik nie. En binne in dit sê God, ek gee vir julle shalom, shalom. Wat baie duidelik sê dat die shalom is nie 'n maklike lewe nie. Die shalom is nie noodwendige uitkoms nie. Shalom beteken jy beleef dit in jou omstandighede. Want jy sien, as ons wag dat ons omstandighede vir ons vrede gee, gaan ons baie lank wag. Daarom sê God, binne in dit wat jy beleef, gee ek vir jou vrede. Jesus kom, Johannes 14:27, dan sê hy, my vrede gee ek vir julle, en die oomblik toe hy dit vir hulle gesê het, was hulle op die punt om die grootste onsekerheid van hulle lewe te beleef. Die oomblik toe Jesus sê, ek gee vir julle vrede, nie lank daarna nie, toe sê hy vir hulle, hy gaan sterf. Hulle het alles gelos om hom te volg. Hulle het niks oor nie. En nou sê hy vir hulle, maar ek gaan doodgaan. Maar jy gaan vrede hê. Die oomblik toe Jesus besef, hy sterf, hy nie vir hierdie disippels strategieë gegee nie, hy het nie oorlewingswenke gegee nie, hy het nie een of ander motiveringspraatjie nie, al wat hy gedoen het is, hy het gesê, ek gee vir julle vrede, my vrede. Petrus sou nie lank daarna nie sou hy uit vrees Jesus verloon, Thomas sou twyfel en hierdie disipels sou vervolging begin beleef. En tog, hoe ongelooflik is dit? Ons dink vrede kom wanneer ons uit die moeilikheid uit is. Jesus gee vrede nog voor die moeilikheid begin. Nog voor hulle in daai omstandighede gaan inkom, nog voordat vervolging begin, sê Jesus, ek spreek klaar vrede oor julle. My vrede. Dat ongeag wat gaan gebeur, gaan jy vrede hê. Jesus wys vir ons baie duidelik, die vrede wat hy gee is binne in moeilike omstandighede. Hierdie is so belangrik, vrede is nie die afwesigheid van teëspoed nie. Vrede beteken nie, daar's nie teëspoed in my lewe nie. Daarom, en julle het dit al gehoor, wat noem Paulus hierdie vrede? Hy sê vrede wat verstand te bowe gaan. Want Paulus wil eintlik vir ons sê, hierdie vrede wat God gee, maak nie logies met jou kop sin nie. Jy kan dit nie verstaan nie, want wanneer jy nie veronderstel is om vrede te hê nie, wanneer jy soveel teëspoed in jou lewe beleef, dan moet jy vrede hê. En dit, vriende, maak nie logies sin nie. As ons vandag vervolg moet word vir ons Christendom, wonder ek hoeveel van ons gaan vrede beleef. Want ongelukkig is ons vrede baie keer afhanklik van hoe dit met my gaan. God sê nee, vrede wat jou verstand eintlik te bowe gaan. In die Bybel sien ons dit. Daniel beleef vrede in 'n leeukuil. Hanna beleef vrede nadat sy die grootste hartseer ervaar. Elia, toe hy omring is deur vyande, toe beleef hy vrede. Paulus, Silas sit in 'n tronk. Hulle beleef vrede. Dit maak nie logies sin nie. Want sien, vrede is nie daar vir rustige oomblikke nie. Vrede is nie vir die tye wanneer alles sin maak nie. Vrede is juis vir wanneer niks sin maak nie. Johannes 16:33 sê, dit sê ek vir julle, sodat julle in my vrede kan vind. Jesus sê, ek gee weer nie
hier's vrede. En dan sê hy, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Maar dis okay, want jy het vrede. My vrede. Ek wil weer vir julle op die bord sit, Johannes 14:27, waar Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Nou wil ek hê jy moet dink, enige plek in die evangelies, dink jy daar was ooit 'n plek waar Jesus die heeltyd gespanne was, waar hy gesit in sy naalskou het, van bekommernis en spanning oor wat gaan gebeur. Ons dink aan die tuin van Getsemane, net, dis die enigste plek waar Jesus bloed gesweet het, oor dit wat vir hom wag. Maar as jy na Jesus se lewe gaan kyk, elke liewe oomblik, het hy vrede gehad. En nou sê hy, ek gee vir jou daardie vrede. En ek wil weer sê, want ons besef dit nie. Jesus het nie hierdie goed gesê, hy het nie oor hierdie vrede gepraat, toe hulle besig is om mense te genees en al hierdie wonderwerke te doen nie. Jesus praat oor hierdie vrede, kort nadat hy geweet het, wat vir hom wag. Jesus praat oor hierdie vrede, net voor hy moet weet, ek gaan geslaan word, ek gaan verneder word, ek gaan gevloek word, ek gaan vervolg word, ek gaan 'n doringkroon kry, ek gaan aan 'n kruis sterf. Eers dan, toe sê Jesus, ek gee vir jou my vrede. Ek wil hê jy moet hierdie vrede hê wat ek het. Hierdie innerlike vrede wat Jesus se lewe beheer het. Jesus sê eintlik, die vrede wat ek vir jou gee, wil ek jy moet weerspieël hoe ek geleef het. Nou is ek net my vraag, leef jy so? Ja, maar Leroy, jy verstaan nie, my huis moet verkoop, my dit moet gebeur, hierdie goed moet gebeur. My vrede gee ek vir jou. Daar's 'n boek van 'n man met die naam Don Richardson. Die boek se naam is Peace Child. En in hierdie boek vertel hy dat hy in die 1970s 'n sendeling was in die Sawi stam in Indonesië. Die ergste van alles is hierdie stam, waar hy nou 'n sendeling geword het, die mense wat daar gebly het, was kannibale. Hulle was die heeltyd in oorlog, en hierdie ouens het regtig, hulle het moord gevier, soos ek en jy ons verjaarsdag vier. Helse party, as iemand doodgemaak word. Jare lank het ou Richardson, net nog iets oor hierdie stam, daar was nie geduld dat jy vriendelik is, of kindness wys, dit was nie geduld nie. As jy iets nice gedoen het vir iemand, het hulle jou uitgekyk en gevoeter. Want hier is ons nie nice met mekaar nie. En hy probeer in hierdie omstandighede die evangelie vir mense deel. Vir jare lank gebeur daar net niks. Eendag is hy in 'n gesprek met iemand, en die persoon vertel vir hom van hierdie Peace Child, 'n vredeskind. Dis die enigste daad van vriendelikheid wat hulle toegelaat het. So wat sou gebeur is, as jy in hierdie stam vrede wou hê met iemand in 'n ander stam, moes julle as stam 'n baba seentjie opoffer en gee vir die ander stam. En solank as wat daai kind leef, sal daar vrede wees tussen hierdie twee stamme. Met ander woorde, hulle gee 'n vredeskind. You get where I'm going with this, nee. En hy besef, wie is my geleentheid? En hy sê vir hulle, weet julle wat? God, wat aan 'n totale ander stam behoort, het sy vredeskind vir julle gegee. En dit, vriende, is die vrede wat God deur Jesus Christus, toe hy as 'n babietjie gebore word, vir ons moontlik gemaak het. Vredeskind. God sê, my vrede gee ek vir julle. Ek wil iets belangrik met julle deel. Ek hoop dit maak sin. Ek weet 'n klomp van julle voel, dis nou al tyd om klaar te maak, maar hierdie wil ek hê jou aandag vir 'n paar minute.
As jy gaan jou oë knik, gaan jy dit dalk mis. Dit is my ongelooflik en ek raak so opgewonde oor die Bybel want ek besef net weer dat God moes hierin wees. Want die goed wat gebeur wat ons nie eers raak sien nie, is so ongelooflik. So in die baie bekende teks wat ek op die bord Filippense 4 vers 6 tot 7. Hierdie woordjie besorg of bekommerd, in die Grieks is die woord merimnao, en hierdie woord beteken om in stukke getrek te word, om verdeel te wees, om die mekaar te raak. Nou wil ek weet nie of julle al ooit daai toue, wat jy goed op jou bakkie mee vasmaak, as jy hulle iewers geberg het en jy haal hulle uit, dis wat hy hier sê, dit raak een of ander manier gekoek, deur mekaar, en dis wat hy hier sê, hierdie woordjie besorg of bekommerd, beteken dat dit letterlik gekoek en deur mekaar raak. Dit beteken om verdeel te wees, dit beteken dat ons, nou werk hy so goed, hy skiep sommer, dit beteken dat jou gedagtes letterlik so lyk. So God sê, wanneer jy bekommernis in jou lewe ervaar, dan gebeur dit met jou gedagtes. Dit word in stukke getrek en verdeel. Die wêreld trek jou gedagtes deur mekaar en dit op die ou einde gaan weg van God af. Want weet jy, dis wat bekommernis doen, dit vat ons aandag weg van God af. Dis al wat dit doen. Want as my gedagtes by God bly, gaan ek nie bekommerd raak nie. Met ander woorde, bekommernis sê, dit verdeel my gedagtes. Nou wil ek vir julle sê, die Griekse woord vir vrede, ons het nou shalom gehad. Die Griekse woord vir vrede is die woordjie Irene. Nee, dit klink soos Irene, want waar die naam ook vandaan kom, Irene, en dis hoekom ek hierdie prentjie, ek wil ook dit net sê, as ons vir julle 'n logo uitstuur saam met die wandelteks, dan dink ons nou lank daaroor, Dis hoekom ek hierdie prentjie gekies het. Die woordjie Irene is nie net vrede of rustigheid nie. Die woordjie beteken om iets saam te bind. Die woord beteken om aan mekaar te sit wat uit mekaar geval het. Die woordjie beteken om dit wat uit mekaar getrek is, weer nader te trek. God sê, Paulus skryf God sê deur Paulus, moenie bekommerd raak nie, moenie besorg wees nie, moenie toelaat dat jou gedagtes in stukke verdeel word nie. Wat ek vir jou gee, is Irene. Iets wat jou gedagtes weer na my toe bring. Vrede. Vrede. Hierdie ongelooflike kontras tussen uit mekaar verdeeld, stikkend, na Irene vrede wat God sê, ek bring jou gedagtes weer na my toe. Want maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie, maak nie saak wat met die G20 summit gebeur nie, maak nie saak vrede, want jou gedagtes is by my. Nie in stukke in hierdie wêreld nie. Irene, vrede. Daarom die boodskap vertaling Filippense 4, so goed, hoor wat sê dit, moenie oor dinge sit en top of jou bekommer nie. Moenie laat jou gedagtes uit mekaar geruk word nie. Gaan praat liewer met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel vir hom hoe jy voel oor hierdie goed wat gebeur. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat. En dat hy die beste weet. As jy dit gedoen het, sê die boodskap vertaling, sal jy verlig en tevrede voel. Jy sal nie hierdie gevoel altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Maar hoorie, omdat jy egter aan God behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, as jy dit weet, as jou gedagtes op God gerig is, dan sal dit keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop en dat jou weer van vooraf net bekommer. Hoor jy hoeveel het bekommernis en vrede met ons gedagtes te doen? Daarom, Jesaja 26 vers 3 op die bord in die Nuwe Lewende Vertaling sê,
U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede. Jy kry vrede, die mense wie se gedagtes op God gerig is. Hierdie woordjie gerig, in die Hebreëus is samak, wat beteken om op te leun, of in Engels to dive in. Met ander woorde, God sê jy kry vrede, die mense wie se gedagtes op God leun, in God induik, op God gebou is, God gebruik as ondersteuning. Jou gedagtes moet op God leun. 2 Korintiërs 10:15 sê, ons neem elke gedagte gevange en ons maak dit aan God gehoorsaam. Met ander woorde, ek sê vir my gedagtes, ek gaan nie toelaat dat ek die heeltyd bekommerd is nie. Ek vat hierdie gedagte, ek maak dit aan God gehoorsaam. God sê ek is by jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. So met ander woorde, wanneer ek bekommerd raak oor iets, moet ek my gedagtes leer om te sê, God is by my. Met my God loop ek 'n bendestorm. En as jy dit 10 keer 'n dag moet doen, moet jy dit 10 keer doen, 20 keer, 30 keer. En daarom is ek mal oor die Passion vertaling Jesaja 26:3 en die Passion wat sê, perfect, absolute peace surrounds those whose imaginations are consumed with you. Vrede kry jy as jou gedagtes alles deur God geconsume word. Bekommernis kry jy as jou gedagtes verdeeld is. Dieselfde vers sê net in die 2020 vertaling bietjie verder aan, 'n standvastige gesindheid sal in hierdie volkome vrede bewaar. Jy kry volkome vrede ook omdat daarop God vertrou word. So 2 belangrike goed. Jou gedagtes is by God en dan sê hy omdat jy op God vertrou. So belangrik om dit raak te sien dat God sê sy volkome vrede kry mense wat op hom vertrou. As jy my vra hoekom het Jesus met vrede geleef, ten spyte van alles wat hom aangegaan het in daardie tyd. Hoe kon Jesus vrede hê? Dink ek die antwoord is omdat hy sy Vader vir alles vertrou het. Omdat hy geweet het wie is uiteindelik in beheer. Selfs in moeilike omstandighede, sy dood aan die kruis het hy bly vertrou, my God is in beheer. Dallas Willard skryf, hy sê, vrede, peace, is the rest of your will that comes from the assurance of how things will turn out. Vrede is die stilte van jou eie wil, wat kom uit die vertroue van hoe dinge sal uitwerk. I don't know what the future holds, but I know the one who holds the future. Vrede kom wanneer ek besef, ek weet hoe dinge gaan uitwerk. Romeine 8:28 is 'n belofte wat God sê. Alles sal ten goeie, want ek weet wie uiteindelik in beheer is. Mag ek met alle respek sê, ek dink nogal dis 'n klap in die Here se gesig, wanneer ek en jy oor alles die heeltyd bekommerd is, want dit sê ek vertrou nie dat hy in beheer is nie. En as ons dit kan snap, vriende, erfdelers, besoekers, as julle dit vandag kan snap, dat wanneer ek die heeltyd oor alles bekommerd is, dan sê ek eintlik, ek glo nie dat God in beheer is nie. Want as ek dit glo, hoekom is ek dan die heeltyd bekommerd? En as ek my gedagtes, want is hier waar ek die heeltyd vir myself moet herinner wie in beheer is. As ek hier vir myself sê, ek weet God is in beheer, dan sê die boodskap vertaling, sal my emosies en my gedagtes nie die heeltyd begin hardloop en worry nie. Want ek weet, ek vertrou, God is in beheer. Ek wil weer sê, vrede
kry jy nie omdat jou lewe sonder probleme is nie. Jy kry vrede omdat jy weet dat God getrou is. Jy kry vrede omdat jy weet dat God naby is. Ek leen my gedagtes, ek lê al my gedagtes op God. Ware vrede. 'n Laaste gedagte voor ek gaan afsluit. Jesus kom in Johannes 14 en dan sê hy, die vrede wat ek gee is nie soos die vrede wat die wêreld gee nie. Want jy sien, die vrede wat die wêreld gee is 'n afleiding, 'n vakansie, paar oomblikke van plesier, ontsnapping, 'n vals gevoel van dat ek in beheer is. Die wêreld, hoor hierso, die wêreld gee vir jou vrede wat van jou omstandighede afhang. As dinge goed gaan, het ek vrede. As dinge sleg gaan, dan val ek. Jesus sê, my vrede is anders. My vrede staan, ongeag. Daar's 'n storie van twee mense wat oorkant mekaar gebly het. Een van hulle was 'n passievolle tuinier. Hy het elke week ure lank vir sy plante gesorg, die rose gesnoei, groentetuin mooi toegemaak, water gegee. Die ander oorkant die pad was 'n man wat so 'n bietjie meer onverskillig was met sy tuin. Hy het goed maar net geplant en uitgetrek en vergeet om nat te maak en weer nat gemaak en so het hy maar aangegaan. Toe tref 'n droogte. Natuurlik weet julle, die man wat nie nat gemaak het nie, sy plante het baie vinnig begin vrek, verdor. En toe gebeur iets baie verbasend. Later, hierdie goeie tuinier, sy plante het ook begin vrek, ook begin doodgaan. Ten spyte van al die water wat hy gegee het. Intussen so 2 huise aan, was 'n tannie met 'n baie klein huis en 'n baie klein erf. En sy het 'n tuin gehad wat die hele droogte oorleef het. Hierdie passievolle tuinier het toe na die tannie toe gegaan en gevra, tannie, wat het jy gedoen? Hoe kon jou plante nog leef? Sy sê toe, ek maak my plante baie diep nat, nie gereeld nie. Ek oefen hulle wortels om diep te groei, leer hulle nie net om wyd te versprei nie. Want hoe dieper hulle wortels is, hoe sterker is die plant in droogte. En vriende, vrede werk op hierdie selfde manier. Oppervlakkige vrede, vrede wat die wêreld bied, vrede wat gebaseer is op omstandighede, sterf baie vinnig. Maar diep vrede, vrede wat God sê van hom afkom, oorleef droogtes, storms, verliese en teleurstellings. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte oor vrede, die volgende teks, Kolossense 3 vers 15. Verder, laat ek vrede van Christus in julle harte regeer. Hierdie woordjie regeer, as om die prentjie daar is om as skeieregter op te tree. Ag, en ek moes toe nou maar net een kies, wat maar net so 'n kaartjie daar in sy hand het. God sê die vrede van Christus moet in jou hart regeer. Die vrede van Christus moet die skeieregter wees in jou hart. Die vrede moet die een wees wat sê, ek gaan nie hierdie duld nie. As bekommernis in my hart inklom, om te sê, ek gaan nie hierdie toelaat nie. Die woordjie regeer is om die laaste sê te hê. En gister se rugbywedstryd is so ideaal vir hierdie teks. Om te sê, maar nee, ref, dit het nie gebeur. Ek het die laaste sê. Ek gaan nie hierdie toelaat nie. Dit is my so kragtige beeld van wat vrede in my en jou hart en in ons gedagtes moet doen. Die laaste sê.
Christus is my vrede. Ek kan vrede hê omdat ek God vertrou met my toekoms. Omdat ek weet hy is in beheer. Vrede, vriende, hierdie volkome shalom, shalom vrede. Irene vrede kom wanneer ons besef ons hoef nie alles te beheer nie. Ek kan God vertrou. Rig jou gedagtes, keer jou gedagtes om op hol te gaan as bekommernis kom, deur om God te bly vertrou. Volkome vrede, sê God, gee hy vir jou. Jesus sê, die vrede wat ek vir jou gee, my vrede, is nie soos hierdie wêreld nie. My hart vandag is regtig dat julle my sal hoor. God se begeerte is vrede vir jou. Al wat jy moet doen, is om oor en oor te kies om God te bly vertrou. Kom ons bid. Dankie Here dat U vrede nie soos die vrede van die wêreld is nie. Dat U vir ons vrede gee wat mense nie kan verduidelik nie, wat nie sin maak nie, omdat ons op God bly vertrou. En ons bely vandag dat bekommernis in ons harte en ons gedagtes heers, ons gedagtes uitmekaar trek. Kom gee vir ons Irene vrede, Here. In Jesus naam. Amen.